mensig. Dit reën nou lekker in Namibië, nee. Ja, ek wens ek was nou daar, dit sal lekker wees om dit te ervaar. Anyway, ons is op TV, in die TV-land, en daarvoor is ons in die ateljee, en ons is selfs met die heerlikste mense vandag. Ons is selfs onder andere met, kan ons nou maar sê, 'n ikoon en legende, 'n idool, met Rika Senet. Ja, Rika Senet is hier in die ateljee vanmôre. Ons praat oor 'n verhoogproduksie genaamd Fortuin, want sy binnekort te sien is by die Fair Tree Atterbury Theater, en sommer oor alles wat lekker is. Goeiemôre. Môre julle. Dis ek sê daai beskrywing beteken net ons is oud. Nee, alles behalwe. Rika, kom ons begin nou praat dan nou maar oor die verlede. Ja, wat? Baie daarvan. Ons by die ontbytprogram hier, weet eintlik maar niks van hardwerk vroeg in die oggend nie. Vertel ons van die dae van vroeë TV vir jou. Toe ek nou vanoggend so vroeg opstaan, toe onthou ek daar baie goed. 4 jaar lank Goeiemôre Suid-Afrika aangebied. Ja. En dit is die mooiste tyd van die dag, maar dit is nie my tyd van die dag nie. Ek is baie beslis meer 'n aandmens en daarom die teater. Ja, maar jy sê, die slaapbesigheid, ek en sy sukkel met die slaapbesigheid. Wel, ek het 'n obsessie daaroor begin ontwikkel as gevolg van. Dat jy genoeg slaap moet kry voor jy begin werk nie oggend. En toe het ek nog 2 babas ook gehad, so dit het nie baie maklik gegaan. So jy het omtrent niks geslaap nie. Dis reg. Okay, nie goed. Rika, maar soos jy nou sê, terug op die planke, na TV en die films wat jy doen en jy's 'n besige vrou. Nou is jy terug op die planke. Hoe voel dit om terug op die planke te wees? Ek is mal oor daai lewendige gehoor. Jy voel hulle reaksies aan, hulle lag, hulle meegevoel, waar ook al. Dit is 'n dinamiese spasie, 'n magiese spasie. So dit is vir my heerlik om weer op die planke te wees met Fortuin. Fortuin, vertel ons bietjie oor die titel. Waar kom die stuk se titel? Man, hy het 'n tweeledige betekenis. Fortuin is byvoorbeeld aanbied, is julle Fortuin, en julle doen dit baie goed. En dit is ook 'n musiekterm wat hart beteken. En so dit is die dubbele betekenis. En dwars deur die toneelstuk is daar sulke metafore tussen die musiekwêreld en die lewe self. So dit is hoekom. Dis nou moeilik vir jou te vra waaroor gaan die stuk sonder dat jy nou te veel weggee oor van die temas en waaroor dit werklik gaan. Maar kan jy vir ons so 'n voorsmaakie gee of 'n ietsie gee van waaroor dit eintlik gaan? Ja, dit gaan, ek speel die rol van Emma Baker, 'n wêreldberoemde cellist wie se man onlangs onder vreemde omstandighede oorlede is. Hy was siek, maar sy sterfte was onverwags. En dan kom en sy rou oor die hele storie. En sy is in 'n absolute interne stryd geworstel. Sy kan nie meer cello speel nie, sy kan nie meer musiek maak nie, sedert sy afsterwe. Dan arriveer 'n jong cellist by haar, gespeel deur Jacques Adrianse. En hy wil musiek neem, hy wil cello lesse neem. Maar sy wil nie iets daarvan weet nie, maar daar's iets aan hom wat haar aan haar man herinner. Maar nietemin, sy dan besluit dan uiteindelik om vir hom les te gee. Maar dit is uiteenlopende karakters. Hy sit met 'n klomp antwoorde op die vrae wat sy het in haar siel en haar wese. En hy kan dit nie haar konfronteer daarmee nie. So dis so 'n stryd, 2 innerlike stryde wat aan die gang is, sy probleem en haar probleem. Maar uiteindelik kom die 2 by mekaar uit en vind weer nut in die lewe. So dit is, maar ek kan nie die hele storie vertel nie, want daar is 'n verrassing aan die einde. Mens moenie die einde weggee. Nee, nooit die einde weggee. So, en dit is eintlik 'n baie kontemporêre onderwerp waaroor dit gaan, maar weer eens kan ek niks sê daaroor nie. Ja, daai soeke, daai herbegin van voor af weer jouself op jou voete kry. Wat is dit in Emma Baker en hierdie karakter hoe kry jy jouself in daai voete, in haar skoene? Want jy het ook 'n nominasie daarvoor gekry vir jou werk by die Aardklop Kunstefees vir die rol. Beide van ons. Baie geluk daarvoor. Nee, maar hoe het jy jouself in die vrou se voete gekry? Wie die teks lei my altyd. Dit is waar jy jou lae vind. Ek is ook self baie lief vir musiek, so ek het die musiek metafore en beeldspraak baie geniet. En van die begin af was ek gaande oor die stuk. Dis regtig 'n mooi storie. Dit raak aan die hart, maar dit laat jou ook dink. Daar's ook lag en traan. Dit is regtig 'n volronde toneelstuk. Ek dink dit gaan werklik oor die hart en die sag in die lewe.
hoe dit jou kan brei. Hart kan jy soms hard en verbitterd los, maar aan die einde van as jy daar deurkom, is jy weer sag en weerloos. So daai wipplankery gebeur deurgangs en dan is daar die verrassing aan die einde. Maar soos ek sê, om terug te kom by Emma, die teks lei jou en hoe meer jy dit doen, hoe meer ontdek jy Jy klim eintlik in die skrywer se kop in en jy ontdek sy gedagtes. Ja. Ek het nou onlangs 'n stukkie gehoor wat Han Kang, ek weet nie of dit is hoe mense dit uitspreek, die dame wat die Nobelprys vir letterkunde gewen het nou onlangs, die Suid-Koreaanse skrywer. Wat sy sê, dit is skryf is so intiem, jy gebruik jou eie gedagtes, jou filosofie, en dit is wat gebeur as jy 'n boek lees of 'n goeie toneelstuk kyk. Jy klim in daai skrywer se kop in en ontdek sy verbeeldingswêreld en jy dien dit. Ook as jy 'n boek voorlees, wat ek graag doen. Dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor daai skrywer se gedagtes. So ek moet dit ontdek. So die teks lei my. Sure. Jy het gewerk saam met Adrian Havenga wat toe nou oorsee getrek het en nou 'n nuwe speler saam met jy werk saam met Jacques. Hoe is dit vir hom saam met hierdie jong akteurs ook te werk? O, wonderlik. Ek geniet hulle geweldig. Daar is soveel energie en egtheid in albei gewees en al twee van hulle het met hart en siel gewerk aan hulle karakters, die karakter. En met die gevolg is omdat elkeen met sy eie vermoëns en sy eie talente en ervaring kom na die stuk toe, het die karakter amper 'n meer volronde karakter geword, want hulle het saamgewerk. Jacques is ook 'n bietjie touwys gemaak deur Adrian, toe hy nog hier was. Hy sit nou in China, waar hy drama lesse gee, omdat daar nie genoeg werk is vir die mense hier. So. Maar in elk geval, ek so bly teater, ons gaan later met Charlie praat, maar so bly dat teater nou weer vlam vat hier so ek hoop die mense kom kyk. Wonderlik, ons is net so mal oor teater. Ons sê heeltyd vir die kykers, gaan teater toe. Ja, daar's niks soos lewende teater. Daar's niks wie kop oopmaak soos teater nie. Dis nie, ja, dis nie soos, die film en televisie is tegniese mediums. Hierdie is 'n lewendige spasie. Dis reg. Nou kyk, die voortyd is die 22ste en die 23ste. Dankie. Hierdie naweek. Ja, hierdie naweek by Fairtree Atterbury Theater. En dis 3:00 die middag. So dis nie 'n aandbesigheid nie. Mense hoef nie bekommerd te wees as jy donker gaan terugreis nie. Presies. Ek is so bly daaroor. Ja, 22 en 23 Maart by Fairtree Atterbury Theater. En mense kan hulle kaartjies bespreek by seatme.co.za op 'n webtuiste seatme.co.za. Ag, jy het dit perfek gesê, baie dankie. Ek wens julle het stampvol huise. Ja. Baie dankie. Ek waardeer hierdie gesprek en dankie vir die uitnodiging. Dankie vir die moeite vanmôre. Plesier. Hoe lekker, Lika sê dit, né? Nee? Man, dis so lekker om daar te gesels.